Jy is ingeskakel op Joy Radio, jou reisgenoot in Jesus. Kom ons groei saam in Jesus met Chris en Eldie. Lord of all creation, of water, earth and sky. Hoi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my en my vrou se sepie-program, soos Prof Aubrey dit noem. Maar ja, ons sê maar dit is groei saam met Chris en LD. Kan julle glo, nog 'n week verby. Nog 'n week wat ons om Vader se woord kan kuier. Vriende, ek glo en vertrou met elkeen van julle gaan dit geseënd. En ja, hoe geseënd is ons nie om op so 'n platform nog meer en meer van Vader se woord te kan leer, te kan verstaan en te kan groei nie. Vriende, ek wil julle graag weer vra, ek weet ek gaan en ook weer vra, as daar enigstens 'n onderwerp is wat julle wil hê ons moet oor gesels of 'n bietjie moet meer praat oor of iets, skakel gerus die ateljee, of julle kan my skakel op 083 232 2442. Of natuurlik vir Eldientjie. My nommer is 082. Sien nie hallo nie. Hallo julle, ek hoop dit gaan goed. En ek wil sommer noem, julle kan, hoekom stuur julle nie ook sommer gebedsversoeke nie? Daar's so baie mense wat gebedsversoeke het of voorbidding benodig en niemand weet daarvan nie, want hulle sê nie vir iemand nie. So, comment op die YouTube of kontak ons en laat weet as julle enigiets het. Het hoef nie op die program te wees nie, ons sal net vir julle bid. Maar in elk geval, my nommer is 082 92 49 458. Ja, sê. Ja, dat is 'n goeie idee, mevrou. Ja, Ja, gee ons gerus 'n tinkel. Ons kan saam bid oor iets. het sal lekker wees om van julle te hoor. Maar vriende, voor ons begin, kom ons begin op die regte manier. Kom ons sluit die oë asseblief. Dankie. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God, Vader in die wonderlike naam van u seun Yeshua Messia. En deur die leiding van u Heilige Gees. Vader, wil ons u kom loof en prys en dankie sê dat ons nou weer so saam om u woord kan kuier. Vader, om meer van u te leer. Here, laat die geraas nou van die wêreld 'n bietjie agterbly. Ja, Here, kom maak dit vir ons stil, sodat ons regtig kan leer en kan luister. U Gees vir ons wil sê. Vader, ek vra dit in groot naam wat ek ken. Dit is u seun, Yeshua Messia. En ek sê vir u dankie. Amen. Amen. Daar's die vriende. So, kom ons groei. Dit is woensdagoggend. Hierdie week gaan so stadig verby vir Eldien. Maar ja, terug by die werk en sy moet maar werk en Nie vir Chris vergeet nie, as ek terug by die werk hoor, hallo. ja, en pastoor Chris is sien net al die net werk. pastoor Chris is ook terug by die werk. Nee, hy het nooit verlof gehad nie. Waar, né? Mhm. Dis hartseer. Maar ja, gaan maar aan met die introduction. Jy moet dit net reg introduce hoor. Okay. Ons praat die waarheid op hierdie kanaal. En dit nie die duiwel nie. Daar's hy. So, hulle is almal terug by die werk na die Kersfeesvakansie en die lekker somer daar by die see en alles. Die wat in PE bly. In die Kaap. Dit is nou nie dieselfde vir die mense wat in die Gauteng bly nie. En hierdie see daar, Wild Waters. Ek was nog nooit daar nie. Jy mis die feeling. Sal jy my eendag vat? Nee. Asseblief? Nee. Asseblief? Nee. Hoekom nie? Want jy mis niks. Ek vat jou eerder na die regte see toe. Ja, I like original stuff. Not Ah. copycat stuff. dis waar, né? Ja, soos die vyand. Hy lyk ons om alles te copycat. En dan val mense gewoonlik vir dit. Waar, né? Nee? Ja, In elk geval. in elk geval. Almal stap met hulle koffie in die hand terug kantoor toe. Nie baie happy om by die werk terug te wees nie, maar ja, nuwe jaar het begin en almal moet maar weer doen wat hulle moet doen, want anders is daar nie geldjies om die huis te betaal aan die einde van die maand of kos te koop nie. Aldien sit by haar lesenaar en staar na 'n skerm, Nog steeds nie aan die werk. nog steeds aan die werkie. Chris staan by die kas en hy soek suiker vir sy koffie, maar hy kan nie kry nie.
Hallo Chris, wat Hallo. soek jy? Hallo Eldien, Wat soek jy? nie veel nie, hoekom? Soek jy suiker? Nee, ek drink ons nie meer suiker in my koffie. Wat soek jy dan? Wat dog jy soek suiker? Nee, ek soek 'n lepel. Maar jy dan nie suiker nie. Nou roer jy nie koffie nie. Jy kan En die seker die melk in die koffie roer en Dankie. alles. Wat sê Dankie, jy soek 'n lepel? Ek het hierso's een vir jou. dankie Eldien. Maar hy's gebruik man, sies. Wag, wat ek Gee my ek moet hom afplek. gee my jou ou gebruikte goed. Sies man, Ek het net my koffie daarmee geroer. jou maniere vergeet of jy vakansie gaan hou het. Sy vakansie was lekker. Ja nee, ek spreek dit geniet. Ek het Jy het die chef gevat, ek het die fort gehou. ja, nee. Hmm. Dis oulik, is hier seker in my lewe wat ek dit hoor. Dis te pragtig. Chris, my obviously. Nee, is alwees Eldien. Nee, Weet ek het jy? nie broodjies nie. My vrou het gister brood gekoop. Hoekom nie? Want ek het nie my lus vir brood nie. Het jou vrou nie brood gekoop nie? Nee. Oei, jene. Nou, Moenie worry oor wat in my huis aangaan nie, Eldien. ja maar ek voel Nee, ek weet nie wat gaan eet. jy eet nie. Ek weet nie wat gaan jy eet nie. Oei, Jy moet maar maak soos jy altyd gemaak het. Dis die delivery. maar, Order ek sommer iets vir my daarby. Dankie. wat wil jy hê? Ag, ek weet nie. Toasted steak en egg and chips. Sjoe, dit klink lekker. Oh. Ja, maar jy weet obviously, ek het alweer vra. Wag, dit is goed. Ek is bly jy het vra. Vir jou. O, Ja, vir jou. maar dis net so goed. Is jy reg? Ja nee, ek hou daarvan om voor die Bybel te gesels. Ek hoop dit is die Bybel wat jy wil vra nie oor my huislike goeders. Ja, ek weet niks van jou huis of jy wat sal ek nou vra van jou huis? Jy's want jy weet niks daarvan af. Behalwe- En ons hou dit so. Behalwe van die broodjies wat jy nie vandag gekry het nie. Dit is mos nou niks van my huis. Dit is deel van jou huis. Nee, ek my vrou kan ook 'n bietjie afkry. Hallo. O. Jy's 'n gawe man. In elk geval, Yes, Eldien. ons praat mos nou 'n bietjie oor herlewing en nuwe seisoene en Ja, onthou jy ons het Vernuwing. laas week daaroor gesels, maar ek weet jy het nog 'n ander paar punte gemaak of gehaat althans. ja, want ek is nog baie ver van klaar af. Ja, okay. Kan ek maar weer daaroor praat? Yes, natuurlik. Okay. Dus ek merk dat nuwe seisoene my baie bewus maak van my swakhede. Dinge wat ek kon wegsteek, kom nou na vore. Hoekom gebeur dit jy sonder God iets nuuts doen? Is dit nie die teenoorgestelde van wat dit behoort te wees en wat behoort te gebeur nie? Nee, Eldientjie. Jy sien nuutmaking bring lig. Dit is soos jy 'n flits aansit in die donker. Doeng, daar sien jy ewe skielik mos so. En dan as jy in die lig wandel, dan sien jy mos nou die ding raak wat jy veronderstel is nie om te gedoen het nie, of wat jy verby kom geloop het of wat nie reg is nie. Jesus bring lig sodat jy nie goed vasloop nie. Die vyand bring die duisternis wat jy oor alles moet struikel. O, Ja, jy sien Johannes 3 vers 20 sê vir ons. Maar hy wat die waarheid doen, waarheid ken, kom na die lig. o, So jy sien, want jy weet mos nou wat is die waarheid. En omdat jy ons het gesê, jy is mos niet gemaak. ja, Voordat jy niet gemaak, hy maak jou nie 'n bietjie niet nie. Hy herstel jou heeltemal. maar ek is nog dieselfde mens. Ja, Eldientjie, ek weet, ons almal is nog dieselfde mens, maar jy doen nie meer dieselfde dinge nie. Soos wat? Jy skree nie meer so op die mense as hulle voor jou inloop nie. Jy trippel nie as spris nie. Jy eet nie al die koekies op die kas nie. Jy stop nie as spris op 2 parkerings nie. Jy kom nie meer met jou drank asem by die werk aan nie. Kan Want wat er aangaan. Okay, ek verstaan. So, Jy is meer geduldig met die mense by die tolks. is dit omdat God my nuut gemaak het? Ja, Eldientjie, dis die vrug van die gees, liefde, vrede, vreugde, lankmoedigheid. Wat hy nou weer? Ja, Yes, so sien, jy loop reeds in die lig, so jy weet mos wat is verkeerd. Jy is nie spiteful nie, ja. so jy Engelse En- woord kan gebruik. Jy vergewe mense 'n bietjie makliker as wat jy Jy word nie kwaad vir hulle nie. Ja, maar jy vergewe hulle ook as hulle iets teen Ja. jou gedoen het. Dadelik, jy is nie meer vir 'n week kwaad vir hulle nie. Ja, en dan moet ek al van vergeet. Vergewe en vergeet. Ja, hoe wil jy nou, wil jy hê nie? God moet al jou sondes onthou. Nee, O, nou ja, Eerder hoekom wil nie. jy die mense sin onthou? ek het nie so daaraan gedink nie. Want as God al jou sondes moet onthou,
Sjoe. Sjoe. En ek glo my, hy weet van Hoe alles. lank gaan ons daar staan van ons voor die troon verskyn? Seker die Bladsy en bladsy en bladsy vol, nee. ja, jo. Maar sien, God hernie. Hy vee weg. Jesus se bloed het nie ons sondes kom bedek nie. Hy het dit kom wegvee. En weg was, so dit Skoonmaak. is heeltemal nuut. Daar sê ja. Maar wat nou van al die mense wat in my lewe is wat nog al hierdie verkeerde dinge doen? Al die moenie jy bekommerd wees oor ander mense nie. Fokus op jouself eers, bou jouself, groei saam. En dan maak ons 'n plan met hulle. Jy bid vir hulle, jy praat een keer met hulle. Baie mense wil nie luister nie. Hulle wil net nie luister nie. Dit is maar hoe dit is. Ook ek het nie nou die tyd vir dit. Ek het nie nou tyd vir daai. So, as jy regtig omgee en lief is vir hulle, dra dan Vader ook dat hy op en dat hy aan hulle harte werk soos wat hy aan joune gewerk. So ek kan net bid en vir Vader vra. En dan glo dat hy jou hoor. Dis reg, en as ek elke dag bid vir dieselfde ding, Dan bid jy vir hom. maak dit nie saak as ek vir God elke dag dieselfde ding vra nie. Nee, hy wil ons hê jy moet hom vra. Al is dit elke dag vir 'n jaar of 2 jaar of 3 jaar. God se tyd, nie ons tyd. Ja. Okay, ja, dit maak sin. Maak jy gebid vir 'n man. Lank. Jy elke dag vra vir hom. Ja, En jy het seker nog 'n voorkeur gehad ook jy het soek hom so en so. ja. En? En ek het die perfekte man gekry. Jy Presies. weet net Jesus is perfek, né? Ja, ek weet, dis nie wat ek bedoel het nie. Die perfekte man vir my. So as jy sien, gebed help. God luister. Onthou God antwoord nie dadelik nie. Ek dink ek het dit al bespreek, maar God antwoord nie dadelik nie. Soms is dit wag bietjie of soms is dit nee. Soos daai kar wat jy wou gekoop het, onthou jy? Ja, ja. Dit was so net nee. Maar ek moet sê, vir my het dit gevoel soos lank wat ek gewag het vir die regte man, want ek was nie in 'n lekker plek gewees nie, maar tog was dit nie lank nie, as ek regtig eerlik moet wees. Ek is bly vir jou, Eldien. Chris, hoe onderskei mense tussen God se stem en jou eie begeertes wanneer jy 'n nuwe begin maak? Ek wil nou net doen wat ek wil en dan God se wil noem nie, maar ek wil ook nie so bang wees dat ek niks doen nie. Hoe kry 'n mens balans? Jy luister. Luister. Jy luister vir hom. Maar hoe? Jy gaan soek sy antwoord, jou antwoord in natuurlik in sy liefdesbriefie. En weet jy, as God met jou praat, dan bring dit gewoonlik vrede en rustigheid, kalmte in jou gemoed. Al voel dit dalk vir jou soos 'n berg wat jy moet uitklim, maar jy voel gerus. Jy voel I can do it because Jesus is in me. Ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee, Ja. né? En dit voel nie soos verwarring nie. Jy raak nie angstig of bang. Mm. Dan weet jy. It's God speaking. Spreuke 3 vers 5 sê vir ons: vertrou op die Here met jou hele hart. En hy sal jou paaie gelyk maak. So jy sien, Eldientjie, wanneer jy God se wil soek, regtig soek, sal hy vir jou mos bevestiging gee deur sy woord. Vrede en wysheid. Jy kan vir my wysheid vra, Here, is dit van U af? Lees in die Bybel. As jy gemaklik en gerus voel daarmee, dan is dit hoe dit is, hè? Jy sien, self jou begeertes kan deur God gevorm word. Maar vrees verlam, maar geloof beweeg. Jy sien, balans lê in afhanklikheid. Afhanklikheid van God, Hoe afhanklik is jy van hom? van alles. Daar sê, amen. Alles in ons lewens. Chris, ek voel soms skuldig oor omdat ek opgewonde is oor nuwe dinge. Veral as ek nog mense ken wat swaar kry. Is dit verkeerd om vorentoe te beweeg as ander nog agter is? En hoe bly 'n mens dankbaar, maar sonder daai skuldgevoel? Jy sien, dankbaarheid en medelee kan saam bestaan. Prediker 3 vers 1 sê, alles het sy bepaalde uur. So, God se seisoene vir mense is nie altyd dieselfde, hoor. Jou gehoorsaamheid steel nie anders nie. Jou eer, en jy eer God.
deur te loop waar hy jou lei. Dankbaarheid is nie selfsug nie, dis erkenning. Jy sê ons dankie vir die Here, dankie vir die seëninge, my God. Dankie vir die huis, dankie vir die kerk, dankie vir petrolgeld, dankie vir brood, dankie, dankie. Jy weet jy hoef nie skuldig te voel nie, want daardie mens, of whatever jy mos nou so voel, en jy kry die jammer of iets daai net seker maar, né? Wat doen hulle? Bid hulle? Hulle Jesus aangeneem as hulle verlosser, saligmaker, hulle sondes bely, kom hulle in 'n kerk, bid hulle tot die Vader. Jy sien, dit kan ook wees, Vader wag vir hulle, om hulle harte oop te maak. Ek het ons laas gesê, jou handvat sal sit aan die binnekant. Ja. So, ons het nie nodig om sleg te voel, as God ons seën met goed. Dit moet eintlik vir hulle voorbeeld wees. Want alles is genade uit God se hande. Hulle moet dit net self ook gaan soek. So, dis mooi woorde. Ek dink dit gaan my darm bietjie help om nie meer so skuldig te voel nie, maar om eerder dankbaar te wees vir wat ek het en wat ek kry en alles. Natuurlijk. Want hoe wil jy dat God loof en prys? Hy sien jy moet hierdie goed nie, jy is dankbaar, maar jy is nie regtig dankbaar nie, want jy wil dit nie gebruik nie, want ag Shem, kyk nou daar, ag Shem, kyk daar. Ek sê nie wees genadig, wees behulpsaam, help nie, dis nie wat ek sê nie, maar jy kan happy wees, Ja, waar God jou nou geplaas het. ja. Okay, dit maak sin. Hoekom voel dit soms of mense my nuwe seisoen nie verstaan nie? Want party mense raak so krities of afstandelik. Is dit normaal of beteken dit dat ek iets verkeerd doen? Nee, weet jy, nie almal is geroep om in jou nuwe seisoen te wees nie, of om jou nuwe seisoen te verstaan nie. God gee elkeen sy nuwe seisoene soos wat hy dink. En soos hy dink, daai is reg. Eldinkie, soek gou op jou Bybel app vir ons, Johannes 15 vers 19. Ek dink dan sal jy 'n beter verstaan kry. Van wat ek probeer vir jou sê. Okay, gelukkig is die Bybel app maklik. Ek hoef nie te vra of dit in die Ou of die Nuwe Testament is nie. Ek is so bly vir jou. Maar waar is Johannes? Ek weet nie, seker in die hemel. Nee, Johannes wat die boek geskryf het, hè? Die boek Jy vra Johannes. Jy Okay, het gevra die boek Johannes, nie Johannes is in die hemel. Johannes wat die boek Johannes. Waar is hy? In die Ou of die Nuwe Testament. In God se liefdesbrief. Maar as ek nie weet nie, hoe gaan ek weet? Jy gaan bestudeer. Is dit hoe mense jou antwoorde kry? Hoe anders te? Het jy matriek geslaag as jy nie geleer het? Ek het geleer. Hoe sê jy geslaag het as jy nie die antwoord geken het? Ja, ek sou nie, né? Jy het ons geleer. Ja. Daar is hy. Johannes 15 vers 19. Asseblief. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Okay. So jy sien. Daai mense is dalk nog in die wêreld. Onthou, ons is nie woners van hierdie aarde nie, ons is bywoners. Ons is net hier vir 'n rukkie. Sy groei maak mense ongemaklik. En soos ek vir jou sê, party mense, soos nou vir jou gesê, party mense wil nie van God hoor nie. Hulle stel nie belang nie. Moet nie dit na my toe bring nie. Moenie my van dit vertel nie. Het jy dit al gehoor nie? Wel baie. Nou, so, jy hoef nie almal altyd te oortuig nie. Of te please nie. Natuurlik, God se tyd, God se goedkeuring is vir jou meer belangriker as mense se begrip. Hou dit altyd. Bly nederig, maar bly gehoorsaam. Moet ook nie rondloop en spog met wat jy het. Want dit kan ook net so vinnig van jou weggevat word. O, dis waar. Ja. Chris, wat as ek bang is om te val in die nuwe seisoen? Want wat as ek weer verkeerd kies? Hierdie vrees raak my soms erg. Ek weet regtig nie wat om te dink of te doen nie. Eldien as jy val, dan staan jy weer op. Elke keer as jy val, dan jy jou optel. Maar jy moet jou vrees wegvat, of jy moet nie fokus op hy vrees nie. Fokus op God en jou geloof. Jy sien, ek het eintlik hierdie Jesaja 41 vers 10
het ek so rukkie terug op 'n devotion nogals gelees en dit is so mooi. Waar die Here sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Maar, kyk gou vir my daar, dan kan jy dit ook sommer lees. Dan sal jy nou presies weet hoe dit voel, of jy nie moet voel nie. En hier is 'n belofte, weet jy wat is so wonderbaarlik vir my, van God se woord. Hy maak sulke mooi beloftes. En weet jy wat's kosbaar? Jy mag dit maar glo. Jy kan dit jou eie maak, en jy kan dit glo. So watter versie moet ek lees? Jesaja 41 vers 10. Ek sien ek het dit al klaar in geel gehighlight. Dit beteken jy moes dit al vir my gesê het. Maar okay, kom ek gaan dit lees. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende hand. So 'n mooi belofte, né? Ja. Ons moet net op Pragtig. God vertrou en nie bang wees En hy's nie. altyd by ons. Altyd. Jy sien, sy genade dek jou leerproses. God weet, hy ken ons perke, hy weet wanneer ons swak is, hy weet wanneer ons sterk is. Ons hoef nie foutloos voor God te gaan staan nie, want hy weet ons almal het foute. God sal jou lei. Selfs sal hy vir jou teregstel. Maar vrees mag jou waarsku. Maar dit mag jou nie lei nie. So ek kan bang wees, maar ek moenie laat dit my lewe oorheers nie. Ja, laat die Heilige Gees jou lei. Vader, as dit reg van U af is, gee vir my daardie vrede en die vreugde. Vader, ek is bang om te val. Ek wil nie val nie. Moenie worry nie, my kind. Ek sal by jou wees. Het Petrus nie vir Jesus 3 keer verloon nie? Ja, Wat noem jy dit? Het hy nie geval nie? Na Nee. 3 jaar saam met Jesus geloop het nie. ja, Judas Iskariot, het hy nie Jesus geval nie? raai. Het al sy disippels hom nie geval nie. Ja, Want hulle almal het weggehol. waar, né? So, God ken ons perke. Hy weet alles. Maar ons moet glo in sy liefdesbrief. En hulle het nie eintlik regtig God se liefdesbrief gehad nie, want Glad nie. hulle het net die Ou Testament se boeke gehad. Ja, hulle het dan saam met die Nuwe Testament gelewe. Ja, Saam met hom gelewe. Hulle het saam gelees, skryf in die Nuwe Testament. okay. Hoe neem ek nou die regte dinge saam na die nuwe seisoen? Ek voel nie die ou pyn, bitterheid of teleurstelling saamdra nie. Maklik. Hoe? Jy neem dit net na God. Vat dit vir hom. Hy sal dit vir jou verwerk. Hy sal dit vir jou uitsoek. Vat dit vir hom. Gee dit vir hom. Los dit by hom. Moet dit nie vir hom gee en dan, as jy almal gesê het, omdraai, terug hardloop en dit gaan opdaag. Los dit by die kruis. Ja, Onthou wat ek vir jou gesê het ook, as Jesus jou nuut maak, het jy jou nuut gemaak. Die ou dinge is verby. Jy's 'n nuwe skepsel. ek het al daai woorde gehoor. Kyk gou weer waar op jou app vir ons, Filippense 3 vers 13. Filippense. Het sal net gehelp het as ek geweet het wat 'n boek. Dis in die Nuwe Testament. Ja, maar ek sê maar net. Ag, ek help jou gerus. Dankie. Wat moet ek doen? Filippense 3. Ja, van 13 vers 13 en 14. Broeders, ek reken nie dat ek self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. So jy sien, iemand Paulus het daar gesê, né? Hy steur hom nie meer aan die dinge in die verlede nie. Maar weet jy, dis dieselfde wat ons moet doen. Ek meen as dit vir Paulus gewerk het, sal dit vir ons ook. Hy's ook 'n mens soos ons. Ja, Kyk wat Paulus gedoen voordat hy Jesus ontmoet het op die wat het hy gedoen? Damaskuspad. Hy het al die Christene vervolg en aan tronke gegooi. Hoekom? Ek meen, hy het dan ewen die mense se klere vasgehou. Die eerste martelaar was Wat is sy naam? Stefanus. Hoekom het hy sy klere vashou? Nee, hy het mense wat vir hom gestenig het se klere vasgehou. O, okay, sorry ek het verkeerd verstaan. Ja,
sodat hulle hom makliker kan Ja. stenig. Ja, dat hulle kan klaar kry. Ek meen, hy het toe gegaan en al die Christene vervolg en hy wou nie reg oor die land wou hy dat hulle uitwoes. Hy wil nie Vir watter rede? Want hy het nie geglo in Jesus. En toe wat het met hom gebeur? Toe ontmoet hy Jesus Hoe? op die Damaskus. Was Jesus toe nog op die aarde? Nee, Nou, hoe het hy dan vir Jesus ontmoet? Jesus kan op enige plek wees waar hy wil wees. Dinkie, ek het al geleer, nee, as 'n mens self iets opsoek en vir jouself lees, dan leer jy en onthou dit makliker. So, Google sommige gou. Google? Ja, Google. Maar wie sê Google gaan my regte antwoorde gee? Kom ons kyk. Okay, Paulus. Dit staan hierso. Paulus het voorheen bekend as Saulus van Tarsus bestaan. Hy het God Jesus Christus op 'n dramatiese wyse ontmoet terwyl hy op die pad was om Christene in Damaskus te vervolg. Hier is 'n kort opsomming. Kom ons kyk. Dit staan hier in Handelinge 9 vers 22 en 26. Okay. Hoofstukke. Dis Handelinge. Handelinge hoofstuk 9, hoofstuk 22 en 26. Okay. Dit sê op pad na Damaskus, Saulus was 'n fanatiese fariseer. Ek het geweet hy was 'n fariseerie Ja. wat die vroeë Christelike kerk aktief teengestaan en vervolg het. 'n Verblindende lig. Naby Damaskus het 'n skielike intense lig uit die hemel hom en sy medereisigers omstraal, wat hom op die grond laat val het. Lig het uit die hemel uitgekom en toe hoor hy 'n stem. Ek kan soms verder vertel. Nee, wag, ek wil lees. Okay. Verblinding en bekering. Na hierdie ontmoeting was Saulus tydelik blind. Hy is na Damaskus gelei waar 'n disipel met die naam Ananias vir hom gebid het. Iets soos skille het van sy oë Kyk afgeval. net gou raskop. Dit val my nou net weer by. Sien jy hoe belangrik is dit dat Christene vir jou bid? Ons Ja. moet dan weer bewys. Ja, 'n disipel met die naam van Ananias het vir hom gebid. En toe kon hy weer sien. Maar hoe het Ananias geweet om vir hom te Jesus bid? het vir hom gesê moet kom. Gaan. Toe hy met hom gepraat het toe hy die lig gesien het. Nee. Ananias was nie daar by daai geleentheid. Ananias het in daai dorp gebly. O. Okay. Iets soos skille het van sy oë afgeval. Sy sig is herstel en hy is gedoop. Hierdie dramatiese en direkte openbaring van Jesus Christus het sy lewe radikaal verander. Hy het dadelik begin om Jesus in die sinagoges te verkondig en sy lewenstaak geword om die evangelie aan die nasies, die nie-Jode te bring. Met ander woorde, die mense wat nie geglo het in Jesus nie. Wow, dis pragtig, Jy né? moet eintlik die verhaal van hom lees. Dit is regtig jy lees so baie uit sy briewe uit. Handelinge. Ek sal 'n bietjie kyk in my Bybel vanaand vir Handelinge. Ja, lees die hoofstukke aan. Dan kyk jy, Die hoofstuk is lank. ai oukie. Jy kan vir 'n halfuur sit en game speel. Ure. Okay. Nee, so dan kan jy mos maar ure Bybel lees ook. Hæ? Ja. Lees die hoofstukke aan. Laat die Heilige Gees jou lei. Jy gaan so 'n behoefte, so honger hê om meer en meer te wil weet. Ek sal En veral van Jesus. Begin by Johannes. Lees die evangelie van Johannes. Dat Jesus hoe hy op aarde was en dan die Jahre van Paulus. Dis as ongelooflik. Jy sal nie van Okay. Peter is geen speel, hoor. Regtig. Okay, ek sal probeer. Wat ek wou gevra het, is hoe vertrou 'n mens God se tydsberekening wanneer dit voel of hy te stadig is? Dan raak ek ongeduldig. Jy weet mos, wat sê jy altyd van 2 minutes? Jy moet hom doodels. Ja, Dis nooit toe middel nie. In elk geval nie, want jy maak dit 2 minute gaar en dan moet dit eers vir 5 minute staan of koud word en dan kyk jy eers so 7 minute. Maar weet jy Aldien, verseker kan ons maar weet God is nooit laat. Hy was nie laat om Jesus uit die dood uit op te wek nie. Hy sal nooit laat wees om jou te red nie. Hy is nie laat nie. Hy is nie. Habakuk 2 vers 3. Al vertoef dit, wag daarop. ons moet God wag. se tydberekening is altyd spot. Jy sien, wanneer jy voel dat God nie opdaag nie, in daai wagtydperk is, dit is voorbereiding. Jy staan nog net nie reg oor te stap na die volgende geleentheid. En dan weet jy, ongeduld steel mos jou vreugde, want ek wil dit nou hê, soos jy gedans het met daai kar. Ja, Nou jy. ja. En dan weet jy natuurlik, jou vertroue bou jou karakter. Dit versterk jou geloof. Jy weet,
dit is eintlik waar jou geloof dan eers begin groei. En dan, dit is waar God werk, wanneer ons wag. Wait on the Lord, just wait. Moenie die dinge aanjaag nie. As dit nie die regte tyd is vir God nie, kan dit nie die regte tyd. So, dan moet ek maar net geduldig wag. Ja, wag saam met Jesus. Oh, Hoe weet jy, ek het jou ons gesê, Jesus wag ook nog. maar waar Jesus wag? sit ook in 'n wagkamer. O, ja, jy het so gesê. Hy wag om terug te kom. So, ons gaan ons goede kry voor Jesus, sy Dit is goed wat jy kry. nee, sê net maar byvoorbeeld, nee, daar's iets seëninge wat God ons kan toestuur, of iets wat ek eintlik bedoel is, Jesus gaan nog steeds wag, dan het ons lankal verby beweeg en wat ook al, maar Jesus wag nog steeds om terug te kom aarde toe. So, wat ek sê is dat Jesus wag langer as ons almal. Korrek, hoe lank wag Jesus dan? Hoe lank is hy daar? Ja, nee? Hoe lank wag jy nou? Nie lank nie. Ja. Maar waarvoor wag jy? Ek weet nie, my nuwe seisoen. Maar voel dit nie of jy 'n nuwe seisoen is nie? Ja, dit doen nogal. En jy is vreesbevange. As ek nou mooi kan luister na hierdie gesprek van ons. Jy's bang jy misluk. Ja. En dan weet jy wat we doen, party mense, hulle is bang hulle misluk. En dan voor hulle eerder misluk hou hulle op. En dan weet jy wie lag die breekste. Hy vyand. Soos byvoorbeeld, as jy sê nou maar, nee, ek wil nou dink aan 'n voorbeeld, nee. Jy's nou getroud en alles alles is nou vreemd en jy weet nie wat om te verwag nie en alles gaan oukei en dan het julle eerste fight. Maar ja, julle vergewe mekaar en dan het julle nog 'n fight en dinge gaan net nie reg nie en dan loop hierdie skeef en dan loop daai skeef en dan skielik sê jy nee, ek wil nie meer getroud wees nie. Is dit soos dit? Ja, want jy wil dan tou opgooi. Jy wil tou opgooi. Maar jy het nie saak gebid nie. Ja, Jy maar het nergens en daai sin nou eers van jou gesit. ek het nie. Want ek sou Dan seker kan nie. jy dit ons nou seker so stel is, gaan jy nog steeds op God wag of gaan jy maar op God? Ja, dit is soos wat ek bedoel. So in daai Wat dink jy sal die vyand van hierdie moet doen? ja, jy wil hê jy moet opgee. Hoekom wil jy opgee? Ja, ek wil nie opgee nie. Maar ek sê net, dit is wat die duiwel wil hê ons Ja. moet doen. Nie opgee nie. In plaas van omdat jy en jou man of jou vrou nou saam julle dinge uitsorteer en saam julle huwelik op die Here bou, nou beklei julle en julle Natuurlijk, want jy het ons vir die vyand oop keer. ja. Maar ja, dan moet jy daai deur vinnig toemaak. Iets staan dat hy nie weer kan inkom nie. Vra net vir Jesus om voor die deur te staan. Ja. Chris, hoe lyk gehoorsaamheid in 'n nuwe seisoen? Is dit groot spronge of klein stappies of wat? Ja, Aldien, meestal van die tyd is dit maar 'n klein stappies hoor. Getroue stappies. Getroue. Ja, Wat is klein dit? maar getrou. Jy moet eers in klein dingetjies getoets word. Want God wil jou eers sien of jy in die klein dingetjies gehoorsaam is. Voordat hy vir jou groot dinge gaan laat gebeur. Swak soos gesê. Sê maar, jy gaan ons nou nie vir jou kind so net R1000 gee vir spendie. En dan die eerste winkel wat hy instap, draai R1000 klaar gemaak nie, vir ons daai geld moet hou vir 'n maand. Nou hoe gaan jy nou maak? Dan gaan jy ons ieder net sê R10 'n dag gee. Dan kan jy maar daai R10 spend die dag van. Nou kom. Jy gaan ons nou nie weer vertrou met R1000 nie, want as jy 10 gee spend hy 10, as jy 1000 gee spend hy 1000. Selfs as God, ek het vir jou bietjie kyk of jy gehoorsaam is. So daai kind nou, dat jy vir R10 gegee maar vanaand as jy by die huis kom met nog R5 oor. Wow, dis hoe God vir jou klein stappies gegee. Om te kyk of jy gehoorsaam gaan wees. Staan dit iewers in die Bybel dat Lukas 16 vers 10, hy wat getrou is in die kleinste dingetjies. so dit staan in die Bybel. Ja, ek is nie so slim hoor, dis die Bybel wat so slim is. Ek het gedog is jou wysheid wat jy praat. Nee. Jy dan seker baie wisdom highlights. Ja, jou punt is, Dit lyk mooi.
Ek het gedog dis van wysheid. Grysheid is ons wysheid. Ja, Dankie Eldien. Baie dankie. Ek waardeer dit, hoor. Chris, hoe hou 'n mens jou hart sag wanneer jy moeg is vir verandering? Eldien, deur naby God te bly. Onthou jy wat ek jou gelaas gesê het van daai soos jou blou wyf, Mm, jy moet ons naby in die prop bly. mm, Anders gaan hy uittrek en gaan hy mos nie werk nie. ja, So, bly naby Jesus. Bly naby hom ingeprop. Bly in hom ingeprop die hele tyd. Want dit is hoe dit gaan begin plaasvind of hoe jy hoe kan ek dit sê, dat jy nie moeg en mat raak nie. Dat jy nie lus sê, ek sal nie meer lus. Bly in hom en hy in jou. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart. En daai rein hart sal jy mos nou. Want God gee dit vir jou. En weet jy, God gee daai rein hart vir jou saam met sy gees. Dan kan jy mos nie moeg raak nie. Ja, jy kan moeg raak, jy kan afgemat raak. Maar as jy gaan weer val terug op jou knie. Maar jy weet mos as jy op jou knie val, kan jy mos nie verder val. As jy voet onder jou uitgevat val, ja, val jy mos op jou knie. ja. Dan staan jy voor Jesus op jou knie. Wat ek net gou dit in my kop kry. As iemand jou, sê nou maar hulle stamp jou, sê maar op jou, hoe werk dit as hulle jou, As jou voete onder jou uitgevat word, as hulle trip my byvoorbeeld. ja, Ja. dan val jy op jou knie. Ja, Dan val jy mos nie verder, val op jou knie voor die Here. ja. Dan is dit jou bidposisie. En dan kyk jy op na die hemel. Dis jou bidposisie. Ja. Want dis interessant. Dis baie mooi gesegde. Jy sien, Eldientjie, Hoe het jy dit gehoor? ek weet nie so met die jare aan, jy sien ons die hoogste my lips. O ja. Jy sien, moegheid maak jou hart hard. Maar God se teenwoordigheid, ook wat belangrik is daar, gemeenskap van gelowiges. Vriende wat 'n vriende kan optel. Wat kan bid vir mekaar. As die een val, dat die ander hom op. Ester sluit iets. Ek het dit nou die dag in die Bybel gelees in Spreuke iewers. Dis korrek. En jy weet jy dit, ja, ons rus ons in hom. En hy sal ons rus gee. Hy sal ons vreugde gee. Eyster sluip eyster, vriende vorm mekaar. Dis reg. Ek het dit onthou. Pragtig. Jy doen pragtig. Jy doen regtig goed. Ja, ek moet net 'n bietjie meer tyd spandeer om my Bybel te lees. Ja, maar dit kom vir jou gesê het ons nou. Begin met Johannes. En dan gaan jy oor na Handelinge toe. Okay. Dis ja, ek moet net die tyd kry. Jy het tyd. Almal sê hulle het nie tyd, maar glo vir my daar ergens is dit tyd. Vra vir die Here om vir jou te wys waar is tyd. Here, waar is tyd? En as ek nie uitvind waar is die tyd nie? Aldien, ek kan jou verseker sê, die Here sal vir jou wys waar is tyd. Ek dink ek moet net 'n bietjie minder games speel. Minder kan jy speel, gaan slaap 'n bietjie vroeër, staan vroeër op. Dis die vroegslaap wat die probleem is. Korrek. So jy kan tyd maak. Maar jy wou. So ek gaan net 'n bietjie harder werk aan dit. Definitief ja. Maar Chris, wat as my nuwe seisoen anders lyk as wat ek verwag het? Jy weet mos nou, dis 'n nuwe seisoen. Ek sien uit na pragtige, mooi nuwe blommetjies en 'n lekker lewe en geluk en alles. En wat as dit nie so lyk nie? Aldien onthou net een ding. God het ons nog nooit net op roses beloof. Hy het ons rose beloof, maar ek dink saam met die rose kom die dorings ook. Onthou, ons is nog van 'n wêreld. Sondige wêreld. Maar God se teenwoordigheid is 'n belofte, nie gevoel. Jy kan so voel. En weet jy, God se plan is altyd 'n beter prentjie as wat ons ooit kan dink. Weer eens Jesaja 55 vers 8 en 9. Wil jy gou vanoggend daar? Okay, laat ek gou kyk op my Bybel app. Hy sê mos, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. So God se plan is groter as ons. Is beter as ons. Sy way is by verre beter as wat ons ooit kan droom. Ek het nou daarom onthou Jesaja is in die Ou Testament. Vers 8 en 9, né?
55, 98, ja. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie en julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes is julle gedagtes. Dis pragtig. Dit is so mooi. Jy sien nou, dinkie, teleurstelling kom wanneer verwagting bots met realiteit. Vertroue kom wanneer jy God se wysheid aanvaar. Jy sien, God verras, maar hy mislei ons nooit. Ek weet van niemand wat ons gaan mislei. Hy mislei ons nou klaar, Ja, wie is dit? die vyand. Ja. O, jy het geweet wat ek Dit is sê. sy werk, dit is wat hy doen. Sure. Ek hoop nie ek word ooit deur hom gemislei om heeltemal die ewigheid te mis hê. Ja, nee, ek dink dit is ons elkeen se gebed daai. Maar ek wil nou iets vra, nê. Wat is, en dat ek die hele tyd al vra, nê, maar wat is byvoorbeeld, nê? Ek is nou 'n kind van die Here, ek aanvaar alles, ek bely my sondes en sê nou maar dis nou die wegraping. En op daai oomblik is ek in 'n moeilike tyd in my lewe en ek het 'n bietjie weggedwaal van die Here af en whatever, nê? Wat dan? Of is dit 'n onderwerp vir 'n ander dag? Ja, dit kan 'n onderwerp wees vir 'n ander dag, maar ek glo ook God se genade is groter as met ons verstaan, sy liefde. So al het ek dalk 'n bietjie weggedwaal, kan ek dalk nog steeds Het jy hom gered word? verwerp? Nee, hè? Petrus hom verwerp, Nee, hè? het hy nie? Hy het hom Het hom nie verloon. uit hom verloon, maar Hy is Petrus gered. ja, maar hy het weer teruggegaan. Maar wat as dit die wegraping is en op daai oomblik is ek ver van die Here af? Aldien, ek dink daai is 'n gesprek vir volgende keer, want dit kan ook nog 'n lang goeie en 'n lange wees. Maar ek glo God se liefde en trou Sy genade. en sy genade, ja, staan ver bo, gaan ons verstand te boven. Okay. Maar jy kan, ek glo ook nie, jy kan hom dan heeltemal uitgeskryf het en afgeskryf het en dan nie weer van die wêreld gaan lewe en aangaan net soos wat jy hier aangaan. Al die dinge aandoen. Onthou net een ding, Jesus het gesê ook ons dit gaan dit gaan amper wees soos soos Noag se tyd. Onthou hoe dit was Noag se tyd? Vol gehoreerdery, dronkenskap, parties en niemand wil luister. As jy nou weer in daai kafeetjie gaan inklim, gaan jy daar. Dan land jy mos nou verwerk. Jy wil nou niks met hom te doen. Jy het teruggeval, jy is weer op dieselfde mens. Okay, en byvoorbeeld, nê, wat as ek elke oggend bid en Bybel lees en ek weet alles en dan gaan lyk my dag en ek is vol sonde en ek doen al die verkeerde dinge Bely jou sonde dadelik. en ek kom vanaand by die huis en dan sê ek weer lees my Bybel weer en bid weer en môreoggend. Weet jy wat, ek kry jou, sorry, wat ek daar interrupt. Ek weet presies wat jy nou gevra volgende, maar weet jy wat, daar kan ek vir jou sê, die Heilige Gees sal jou lei deur die dag. Jy vra mos, lei my asseblief. Laat my nie in versoeking kom. Né? Ja. Dan hy sal jou weerhou van jou sondes, van jou lintjies, van whatever, van iemand anders se broodjies steel of wat ook al. Hy sal jou weerhou Ek daarvan. lag jy as president. Nee, ek weet, maar ek het dit as voorbeeld gebruik, Ja. want jy doen dit ons gewoonlik. Maar sien jy, hy sal jou weerhou daarvan. Maar as sodra jy iets gedoen het wat nie reg is nie, gaan hy jou ook herinner, dadelik. En dan net dadelik daar, o Here vergewe my, ek het nou weer gesondig. En God spreek nie. So al is ek ook hoe Sondag, die Here sal my vryspreek. Jy moet dit dadelik vrymaak, dadelik regmaak. Ja. En as ek te skaam is om dit dadelik Jy reg te moenie maak, skaam wees vir Vader. maar as ek is, Get over it. Sorry, maar regtig, get over it. Jy hoef nie skaam te wees vir God. God weet alles. Vergewe alles. en dit gee Hy my is baie, lief vir jou net jy is. dit gee my baie hoop. Chris, hoe bly 'n mens hoopvol wanneer verandering lank vat? Aldien, hoop is 'n besluit. Romeine 5:13 sê vir ons, mag die God van hoop julle vervul. God voed hoop. Moedeloosheid steel jou visie.
Sien, dis hoekom ek gesê het, bly verbind aan God se beloftes. Hy dra jou deur jou wagtye. Hy sal jou nie Dis soos die halfbroer. Ja, hy sal jou nie verraai of alleen los. Maar hoe weet ek God is nog met my selfs as ek dit nie voel nie? God se teenwoordigheid is 'n belofte en nie 'n gevoel nie. Die Hebreërs 13:5 sê, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. Dit is amper dieselfde soos wat in Jesaja 41:10 gestaan. Wag, laat ek dit ook soek. Wat Sien het jy jy? gesê? Hebreërs 13, Vers 5 waar is Hebreërs? in die Nuwe Testament. Ek het dit. Hebreërs 13 vers 5 sê. Ek wil sommer vers 4 ook lees. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hierdie is so 'n mooi hoofstuk actually, Hebreërs 13. So jy sien Aldien, gevoelens wissel. Maar God bly getrou. En hy bly dieselfde. God verander nooit. So vertrou sy woord. Sy woord wat daar vir ons is, sy liefdesbrief. Bo jou emosies. Ek wil net gaan nog 'n versie lees, vers 6. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Dis waar wat jy gesê het, dis amper soos Jesaja 41 vers 10. Ja, ek moet sê, baie beloftes wat amper op dieselfde ding neerkom. Ja, né? En alles staan in die Bybel. Chris, as jy alles moet opsom in een waarheid wat my deur hierdie jaar moet dra, wat sal dit wees? Aldien, God is 'n God van nuutmaking, nie weg nie. Hy maak sy nuutmaak, maak hy jou nuut. En hy beloof jou ons. Hy sal altyd by jou wees. Klaagliedere 3 vers 22. En sy genade is elke oggend nuut. Groot is u trou. Wat? Klaagliedere 3. Ja, vers 22. Het ek dit gesien? Jy sien, Aldien, elke dag is 'n nuwe begin. Jy hoef nie perfek te wees nie, net beskikbaar. Op God vertrou. Selfs wanneer jy moeg is, want dis hoekom ek vir jou gesê het, gemeenskap van gelowiges. Kry vir jou vriende wat jy saam mee kan bid. Mense wat jy kan optel, nie kan aftrek nie. En solank jy in Christus is jy altyd onder konstruksie. Nie afskryf nie. Hy werk elke dag in jou, hy bou jou elke dag. Elke dag. Baie mooi woorde. Ek sal probeer om dit te onthou. Nou sê Baie dankie, Chris. okay, Aldien, ek sien dan sit weer verby. So laat ek hol. Moet 'n lekker dag hier verder hê, hoor, maar voor die hardloop kom sluit dit af. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahweh, Here ons God. Vader, baie dankie. Weer eens vir die geleentheid wat ek gehad het om so om u woord te kan kuier. Vader, dankie dat ons kon gehoor het wanneer u nuut maak. Maak u nuut, nie halfpad nie. Dankie dat ons altyd onder konstruksie by u kan wees. Dankie dat ons so veilige is. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie, Chris. Okay, Aldientjie. Jy moet 'n lekker dag hê. Ja, dankie. Okay, bye. Toedels. Alsy vriende, ek hoop julle het dit geniet. Ek hoop dit was regtig vir julle leerbaar. Maar ja, ek gaan weer vir julle vra as julle oor iets sê wat ons kan oorgesels. Moenie ywer nie. Of gebedsversoeke. Of gebedsversoeke. Moenie soos Aldien maak en skaam wees. Laat van julle hoor. Vriende, ja, dan moet julle 'n geseënde naweek hê. Chris, gee gou weer 'n nommer asseblief. My nommer is 083 232 2442. En my nommer is 082 9249 458 en dan ons YouTube kanaal is JCR Administration. Sluit asseblief aan, julle sal nie spyt wees nie. Alsy vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees altyd saam en by julle wees. Amen. Alsy vriende, shalom.
lost in sin, Jesus took me in. Then a little light from heaven filled my soul, bathed my heart in love, well, it wrote my name up above. Just a little talk with Jesus made me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. Tell him all about our trouble. Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. Oh, a little fire it's burning. We'll find a little talk with Jesus makes it right. And fears, my eyes were filled with tears. Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer. He knows my every care. Just a little talk with Jesus makes it right. Now let us Have a little talk with Jesus. Tell him all about our trouble. Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. A little fire it's burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. now let us Have a little talk with Jesus. Tell him all about our trouble. Our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer wheel turning. A little fire it's burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. Just a little talk, Jesus makes it There's a line that's been drawn through the ages. On that line stands the old rugged cross. Oh yes, on that cross a battle it's raging for the gain of man's soul are his loss. On one side march the forces of evil, all the demons and devils of hell. On the other, the angels of glory, oh yes, and they meet on Golgotha's hill. Then the earth shakes with the force of this conflict, and the sun, it refuses to shine.
their hands, God's Son in the balance, and then through the darkness he cries, it is finished. The battle, it's over. It is finished. There'll be no more war. It is finished. It's the end of the conflict. Oh, yes, it is. It is finished. And Jesus is Lord. Sing that chorus again, please. Oh, it is finished. And the battle, it's over. It is finished. There'll be no more. It is finished. It's the end of the conflict. It is finished. And Jesus is Lord. Yet in my heart a battle was raging. For you see, not all prisoners of war had come home. There were battles, battlefields of my own making. You see, I didn't know that the war had been won. But then I heard the King of all the ages had fought all these battles for me. Yes, he did. And victory was mine for the claiming. Oh, and now, praise the Lord, I am free. It is finished. The battle is over. Yes, it is. It is finished. There'll be no more. It is finished. Thank God it's the end of the conflict. Oh, yes. It is finished. And Jesus is Lord. Sing that chorus again, please. It is finished. The battle is over. Thank God, yes. It is finished. There'll be no more. It is finished. It's the end of the conflict. Oh, yes, Lord, yes. It is finished. And Jesus is Lord. It is finished.
and Jesus is Lord. It is finished. And Jesus, thank God, He is Lord. He is Lord.